Dit is my voorreg dat ek vanoggend met jou die woord kan bedien en dat jy saam met my net kan opgewonde wees oor die hart van God. Ons sien van die Ou Testament af hoe God regtig 'n hart het vir sy mense. En van die begin af was dit God se intensie dat elke mens op aarde sy hart sou kon beleef. Dan gaan ons na die Nuwe Testament en dan lees ons een van die bekendste verse in Johannes 3 vers 16 waar God sê, want so lief het hy die wêreld gehad. Het hy jou gehad, het hy Dion gehad, het hy elkeen van julle se name gehad, dat hy gesê het, dat ek my enigste seun gegee het. Sê vir iemand gegee, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sou gaan nie, maar die ewige lewe sou hê. En is daai woordjie gee, wat maak dat ek en jy ook vanoggend kan kyk uit 'n perspektief uit van God, hoe hy 'n hart het vir sy wêreld, ook wanneer dit uit 'n finansiële oogpunt uitkom, dat ek sê, ek wil 'n hart hê wat kan gee, want dit is wat God van my vra. En onthou glo ons, that we must reach the lost, and we must equip the believers, and we need to respond to God's calling. Kan ek gou sien, wie van julle het al die naam hier voor opgeskryf, en daardie persoon, 'n naam op hierdie bord, en daardie persoon het sy hart vir Jesus gegee, en hy is besig om die Here te dien. Kan ek gou hande sien? As hy, steek gou jou hand op, hou hom so op, en waai. So 'n paar hande wat opgaan. Wie van julle bid nog steeds vir mense wat hulle harte vir Jesus moet gee? Kan ek gou sien? Is heel wat van ons. Ja, en dis die verskil van wanneer ons sien, as ons bid vir mense, dan kom ons agter, maar God wil my en jou gebruik, maar op 'n manier beteken dit ook, dat daar 'n finansiële verbintenis moet wees om te sê, ek wil God vertrou vir mense wat in sy koninkryk moet inkom. Weet nie wie het weet nie, maar dit kos onthou duisende rande vir die boekies wat ons gee. Wanneer ons 'n Victory Training Weekend het, of 'n Discipleship Training, is daar baie geld wat van die bestuursraad se kant af terugkom na daardie opleidingsnaweke. Hoekom? Want ons glo dan dat mense gewen moet word, toegerus moet word, en dat ons dan uiteindelik kan sien hoe mense kan uitgaan in die koninkryk van God. Ons glo dat mense wat se name op hierdie bord staan, dat hulle by Jesus gaan uitkom. Glo jy dit? Kan jou hand so waai en saam met my glo? Terwyl jou hand so waai en saam met my glo, steek jou hand op asseblief, waai saam met my, en dan steek jou hand net so uit na hierdie borde asseblief. En kom ons bid net vir hierdie borde, kom ons bid net vir hierdie name. Here, ons verklaar vanoggend dat wanneer ons as 'n familie sê, ons het die hart van God, Here, dat dit regtig sal wees dat mense op hierdie bord by Jesus sal uitkom. Dankie dat ons vanmôre weet, Here, of sy naam, haar naam Elisa is, of Abigail, of Anusha, of Paul, of Dean, of Waldo, dan verklaar ons vanoggend, mense kom by Jesus uit. En is ons gebed vanoggend, Here, dat ons nooit die hart sal verloor nie, en dat ons sal staan op daai plek wat ons verstaan, God het 'n hart vir mense, en God gee om oor wat met mense gebeur. Ons dank U vanoggend, Here, dat ons kan sê, as familiekerk, bid ons saam, roep ons dit uit, oor ons mense en oor ons gemeente, oor ons area waarin ons werk, oor die area waarin ons bly, dat God dit aan ons gee, om mense by Jesus uit te bring. Ons wil U hart hê. Amen. Die verstaan van rentmeesterskap gaan eintlik oor budget. Nou baie keer hoor ek dat mense sukkel met 'n budget. Wie van julle sukkel met 'n budget? Kan ek sien, eerlike hand? Okay, ons is 'n ryk gemeente, dankie Here daarvoor. Okay, kom ek vra dit andersom. Wie van julle weet van mense wat sukkel met 'n budget? Kan ek okay. Dit is bietjie makliker om dit raak te sê. Maar eintlik gaan 'n budget net daaroor. Ons voel baie keer aan bid ons en vra ons, sê Here, asseblief help my, ek wil 'n salarisverhoging hê. Of my besigheid moet beter werk. Of ek moet 'n groot kontrak kry, en dit gaan oor eintlik wat dan na my kant toe gaan kom, hoe ek gaan lewe. Maar wanneer ek begin te bid in die koninkryk, en ek sê, Here, my budget is aan U onderhewig, en ek gee dit aan U, dan sê ek eintlik, Here, wat U my ook al mee gaan bless in my budget, sê ek vir U dankie dat U my eintlik help in rentmeesterskap, om nog beter 'n impak op die koninkryk van God te maak. En nou kan julle almal kliphard sê, Amen!
Ja, maar dit is lekker om dit te kan sê. Genesis 1 vers 28 sê, God het hulle geseën. Genesis 1 vers 28, die 28ste versie in die Bybel. Luister wat doen God. God sê, ek het hulle geseën, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Party nasies het dit baie letterlik opgeneem. Hulle het genoeg daarvan. Want dan gaan die woord verder en hy sê, onderwerp die aarde en heers op die aarde. Party mense sê, the sky is the limit. Ek kry nêrens in die Bybel dat God sê, ek het vir jou 'n limiet gegee nie. God sê, gaan heers. Hy sê, die aarde moet jy onderwerp, onder jou voete, en dan sê God, vat leierskap, vat autoriteit, vat beheer en sê, Here, ek gaan heers oor dit wat God my oor aangestel het. En ek wil jou vanoggend 'n bietjie 'n paar goed net uitwys van wat dit is as ons rentmeesters is van God se skepping. Die eerste aspek van rentmeesterskap is dat jy besef, alles behoort aan God. Dankie vir jou amen. Ek sal vir jou 'n chocolate gee. Luister, ons finansies, ons hulpbronne, ons resources, daai Engelse mooi woord, my gawes, my vermoëns, alles wat ek het behoort aan die Here. Maar my motor waarin ek ry behoort ook aan die Here. Hallo? Kan ek dit so sê? My skoon motor waarin ek ry behoort ook aan die Here. Ek was nog 'n student en toe wil ek 'n beter kar hê en toe loop my skoonpa so om my kar. Kyk my kar so. Hy loop weer so om my kar. Hy's toe nog nie my skoonpa nie. Toe is hy nog net die oom. Ek vry nog na sy gil van hier af op. En hy sê vir my daai dag, hy sê, maar weet jy Dion, ek dink, as jy hierdie kar was, en as jy hom mooi skoonmaak in die binnekant, dan gaan hy weer baie lekker ry. Ek het nooit weer 'n gevuil kar gehad nie. Ek is so skoon seker gemaak, my kar is skoon, maar ek het iets besef van, 'n skoon kar is eintlik 'n refleksie van wie God my oor aangestel het. Luister, wie van julle sit langs jou vroutjie vanoggend? Kan ek gou jou hand sien? Sê gou vir haar, want ek druk jou. Jou vrou is ook aan jou op rentmeesterskap gegee. Jou kinders, jou man is op rentmeesterskap aan jou gegee. En hoe jy daarmee werk, met hulle werk, wil God 'n direkte bepalende invloed op dit hê. Alles wat ek het, behoort aan die Here. Dit is so 'n mooi storie as ons in Matteus 24 lees. Die eienaar wat 'n paar mense vertrou met geld en hy gee dit vir hulle met die gedagte dat hulle moet gaan woeker en moet gaan meer maak en dalk moet gaan belê en dalk net moet iets koop en iets weer verkoop en want die idee daarvan agter dit was dat hulle regtig sal leer wat dit is om in verantwoordelikheid op te tree teenoor dit wat aan my gegee is. As ek in verantwoordelikheid leer oor dit wat God vir my gegee het, dan sê die Engels van verantwoordelik, responsibility, I have the ability to respond. Dit is wat het beteken om te sê, ek wil in rentmeesterskap leef teenoor God. Nou, ons rentmeesterskap, as rentmeesters, moet ons onsself gaan afvra, hoe gebruik ek die finansiële seën wat God my gegee het, wat hy aan my toevertrou het, om ook 'n seën vir ander mense te wees? 'n Lekker vraag hierdie. Of is jou seën wat jy kry net vir jouself? Me, myself and I. Of dink jy dalk daaraan dat God op 'n manier jou kom seën en hy sê vir jou, luister, ek wil hê dit moet met jou baie goed gaan. Maar wanneer daar iets gebeur in die koninkryk, dan moet jy ook 'n verskil kan maak en jy moet ook kan sê, ek wil 'n verskil maak. Ek wil iets in mense se lewe kan doen. So 'n paar jaar terug, 2022, 2023, toe begin die Here met my en Glenna praat oor die beginsel, less is more. En ons het in ons huis intentionele besluite gemaak oor 'n paar goed, om te sê,
ons gaan nie ja sê vir dit nie, ons gaan nee sê, want wanneer ek lessies môre begin te uitleef, dan is daar iets wat in my hand oorbly wat God sê, nou kan ek dit gebruik. So we practice what we preach. En ek wil jy moet na 'n plek toe gaan wat jy kan sê vanoggend, Here, help my dat ek nie altyd net so ingestel is om te sien, wat kan ek meer uit die lewe uit kry, en wat kan ek kry vir myself nie, maar help my dat ek so kan leef, dat ek regtig 'n verskil kan maak vir mense. Wie van julle was hierdie jaar by die street jaar? Kan ek gou sien? Okay, so 'n paar van ons. Ek het vir jou 'n verrassing, dit was al in April maand gewees. En van April maand af tot nou toe, het miskien min van ons weer 'n keer uitgereik en regtig gesê, kom ons maak 'n verskil in iemand se lewe, kom ons gebruik my resources, my talente, dit wat God my gegee het, en ek wys regtig vir mense dat hulle vir God saak maak. Luister, in rentmeesterskap behoort alles aan God. En is eintlik 'n goeie plek, want dit maak my gemaklik voel om vanoggend te sê, Here, dankie dat ek weet, alles wat ek het, behoort in elk geval aan die Here. Dit gee vir my rustigheid. Vrygewigheid is 'n refleksie van jou hart. Wys eintlik wat in jou hart aangaan. 2 Korintiërs 9:7 sê, God het die blymoedige gewer lief. Het julle al daai vers gehoor? En ons dink die emphasis gaan oor die blymoedige gewer. Maar die Engels sê, God loves. God loves. Ek like dit as ek dit so lees in Engels. He loves a cheerful giver. Die emphasis gaan eintlik daaroor dat God na jou en my kyk en hy sê, wanneer ek sien dat jy met generosity leef en daar 'n hart is wat altyd wil gee en dat jy jou hart oopmaak om te sê, Here, it's not just about me that I want to receive. Ek bid nie net vir 'n salarisverhoging dat ek 'n beter kar en ek 'n beter huis, maar dat ek dit kan ontvang dat God my aangestel oor rentmeesterskap en God sê, kom ek seën jou dat jy meer tot 'n seën kan wees vir mense rondom jou. Ek is seker, almal van ons het al iets gedoen vir iemand. Jy het ten minste al 'n geskenkie gekoop vir iemand. En dan gee jy daai geskenk vir iemand en dan kan jy sien daai blydskap op hulle gesig. Die weduwee in Markus 12 bring haar geskenkie vir God, haar 2 muntstukke. En in daai tyd het die priester daar gestaan, hy het gekyk wat almal gegee het. En so kom jou weduweetjie en sê, vat haar 2 muntstukke en sê, gooi dit in die bak. Maar in daai tyd het die welvarende mense het hulle slawe gebruik om die palmtakke vir hulle te waai en dromme is geslaan. Daar was 'n groot hoaa gemaak oor wat hulle bring. En jy moet eintlik Markus gaan lees. Dit sê dit so mooi in hoofstuk 12. Haar mildelikheid, haar mooi hart, gaan oor hart. Haar gesindheid, haar ingesteldheid, haar manier wat sy gesê het, sy vertrou God. Baie maal wil ons op ons manier probeer impress. En eintlik wat God sê is, weet jy, as ek jou hart sien, dan sal daar glad nie 'n probleem wees oor die hoeveelheid nie. Maar omdat ons hart nie reg is nie, is daar 'n probleem oor die hoeveelheid wat ek vir God moet gee. En God kyk hierna en God sê, nee, as jou hart reg is, dan gaan jy in elk geval met 'n mooi hart gee. So my vraag aan jou is, hoe kan ons meer vrygewig wees? Hoe kan ons meer op 'n daaglikse manier as in die Ou Familiekerk leef en sê, Here, help my om so te leef dat ek regtig doen dit wat God my vra. Nou, ek dink as ek dit reg het, in die afgelope 5 jaar na COVID, het ons nog nooit vir jou Malagi 3 gelees nie. En ek dink ek wil dit vir jou lees. Want ek dink so mooi gedeelte. Hy sê, ek is die Here, ek verander nie, God praat. Hy sê, daarom nageslag van Israel, maar ons is nie nageslag van Israel, hy praat met ons ook. Hy sê, is julle nie heeltemal uitgewis nie? Van die tyd van julle voorouers af, het julle afgewyk van my voorskrifte, en hulle nie gehoorsaam nie. Die Here die Almagtige sê, keer terug na my toe, en ek sal na julle toe terugkeer. Maar julle vra, hoe moet ons terugkeer? En dan vra God die vraag, sal mense God ooit besteel? Tog het julle my bedrieg. Julle vra, wat bedoel jy? Wanneer het ons u ooit bedrieg? Julle het die tiendes en die offerandes gesteel. Daar is 'n vloek op julle, want julle hele volk besteel my.
Die Here die Almagtige sê, bring al die tiendes na die stoorkamer sodat daar genoeg kos in my tempel kan wees. Toets my hierin of ek nie vir julle die vensters van die hemele sal oopmaak nie en ek sal voorspoed op julle laat reën wat meer as genoeg vir julle sal wees. Die Here die Almagtige sê, ek sal sorg dat insekte julle oes nie verwoes nie en julle wingerde op die landerye nie misluk nie. Dan sal al die nasies julle as geseënd beskou omdat julle land begeerlik is. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Kan ek gou sien, wie van julle het al dit beleef, dat iemand iets van jou gesteel het? Kan ek gou jou hand sien? En wie van julle besonders goed gevoel daaroor? As nie 'n manier nie. Ag, come on man, come on. Maak so, kom staan gou op jou voete. Staan gou, almal, staan gou op jou voete. Maar nou nie so 'n ou suurknol wees nie. Ons is in Douwe Familie Kerk, ons like dit om opgewonde te wees. Is al van jou gesteel? En dan voel jy goor oor dit, né? God sê, don't do that. Hy sê, breek daai vloek. Breek daai verkeerde manier. Hy sê, wat gaan gebeur? Daar gaan 'n seën van oorvloed op jou neerdal, dat ander gaan sê, daai is die geseëndes van die Here. Wie van julle glo dit? Wil jy nie vir God 'n groot handeklap gee nie? Ek wil sê, thank you Jesus! The world will see I am blessed. Come on! Gee die Here 'n groot lofoffer. God says, you will be blessed, blessed, blessed. Lekker. Ek lees hierdie week op Facebook of iewers lees ek dit raak. Dit sê iets van, as daar 'n storm is, wees bly daaroor, want ten minste kan die vyand nie in 'n storm wees nie. Hy kan nie swem in jou storm nie. Hey man, God is good. Glo jy dit vanoggend? Alright, sit weer, want ek het nog 'n halfuur om te preek. Ek wil jou vra, stop bietjie by iemand in nood. Ons gebruik 'n woord in Douwe baie graag. Ons praat van om intentioneel te leef. Om intentioneel in iemand se lewe verskil te maak. Het iemand al vir jou gesê, wag, ek bid vir jou. En dan kyk jy hulle so. Ja, right, jy gaan vir my bid. Tom, wie wil ek? Net ek. Net ek. Wie wil het al so gevoel? Iemand sê vir jou, ek bid vir jou, en dan denk jy lieg man. Ek is eendag siek, en dit was my gemeente se sekretaris, en hy kom by my huis aan, en moes gou vir my iets gebring het, wat ons nodig gehad het vir die kerk, en ek is siek die dag, ek het 'n virus gehad, van een of ander saak, en hy stap by my, en hy sê, hy het my ou bil genoem, hy sê, wat's fout ou bil, ou bees? Wat sou ou bees? Ek sê, nee, Glenn, ek voel nie lekker nie, ek het hierdie ongemaklikheid in my. Hy sê, jy het al vir jouself gebid. Kyk ons so, jy is die sekretaris, jy moet vir my bid. Hy sê, okay, bees, bid vir jouself, bye. Klim in sy beamer en daar ry hy. Ek dink vir myself, my word. Ek bid ek maar vir myself, want weet jy wat? Gevaarlike gebed maak dat goeders gebeur in die koninkryk. Glo jy daaraan? Anders het Bram laas Sondag 'n baie mooi boodskap gepreek en jy glo glad nie daaraan nie. Luister, refleksie, vrygewigheid is 'n refleksie van die hart. Dit wys wat in ons harte aangaan. Ons maak 'n impak van finansiële besluite op ons wêreld. En wanneer ons finansiële besluite maak, het dit 'n verrykende gevolg wat verby ons onmiddellike omstandighede gaan. As ek nou vanoggend vir jou moet vra, wie van julle sal hy liedjie nou regtig met vrymoedigheid kan sing? Ek sal kan doen met 10 miljoen. Jy kan nie meer vandag sê net 1 miljoen nie, dit help nie. Dan gaan almal van ons hande opsteek. Maar ons is so gefokus op my onmiddellike omstandigheid, dat dit net oor myself gaan. En luister wat sê die woord vir ons in Spreuke 19 vers 17. Hy sê, wie hom oor 'n arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here. En hy, God, sal hom ten volle vergoed. Ons kom in ritme met God se hart. Wanneer ons aan die wat in nood is iets gee, dan sê die woord, dan gee 'n lening aan God
waarvoor hy jou sal vergoed. Nou, ek weet ons het almal hierdie dustbin runners wat op 'n maandag of 'n dinsdag of 'n vrydag by jou huis verbykom. En van ons hou niks van hulle nie, want hulle kom lyk vir ons, hulle kom jaag net aan. Maar ek kry nogal die gevoel, hulle kom vat wat hulle wil hê en dan gaan hulle. Maar ons het begin by ons huis om vir hulle so lekker koffie te maak, met lekker 3 suiker, en ons gee vir hulle lekker beskuit wat Glenda gebak het. As jy al Glenda se beskuit geëet het, dan weet jy dis 'n offer. En nie wat sy gemaak het is 'n offer nie, om dit weg te gee is 'n offer. En dis lekker, maar nou sit hulle al by my huis en wag, want hulle weet, hier kom lekker koffie. En omdat dit op 'n maandag is dit so dit wat oorgebly het van 'n Sondag, dis 'n lekker dag. Maar luister, dit is elke keer so lekker om iets te kan doen. Ek wil vra, kan ons so uitreik na die behoeftiges, na die wat in nood is, en dat ons eintlik vir onsself sê, ons is besig om 'n lening te maak aan God. Ek onthou 'n rukkie terug het 'n paar manne in ons gemeente het hulle uitgereik na 'n weduwee met haar kar in 'n huis en dit was net so lekker om te kon sien wat daar gebeur het. En daai dame se lewe was vir ewig verander. Laastens wil ek vir jou sê, vertrou die Here in jou finansies. As ek jou nou dalk moet vra vanoggend, steek nie jou hand op. Gies nee, ek kan nie, ek voel te skaam. Ek kan nie my hand opsteek om die Here te vertrou nie. Ek skaam my oor. Maar ek wil die vraag vra, wie is jou bron? As jy nou sê, ek vertrou God met my finansies, ek vertrou die Here, maar jy wil na jou werkgewer kyk, of jy wil na jou besigheid kyk, of jy wil net glo, dit gaan oor groter kontrakte. Ek wil vanoggend vir jou sê, verklaar dit oor jou eie lip en sê, God is my bron. As God jou bron is, dan kom jy na 'n plek toe vanoggend waar jy sê, Here, ek kyk nie na die omstandighede, ek kyk nie na die ekonomie, en ek raak nie paniekerig, en ek raak nie senuweeagtig nie, dan sê jy vanoggend met 'n hart wat regtig glo, ek weet, God doen vir my die onmoontlike. Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Luister, ons is 'n gemeente wat uitreik in wêreldevangelisasie. Ons kyk na sendelinge, ons kyk na wat in 'n evangelisasieveld gebeur, en dan sê ons, as gemeente reik ons uit, want dis wat God van ons vra. Maar die evangelis lees ook hierdie storie in die Bybel en sê, en my God sal elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Dan is dit 'n gemeente soos ons, wat bereid is om te sê, ek stuur geld oor die water, want ek weet, ek is besig om 'n sendeling of 'n evangelis te bemagtig, te equip, om regtig iets vir God te kan doen. Volgende Sondag kom Martin met ons praat. Martin de Lange, hy's 'n dokter in teologie, slim ou, smart ou, maar hy vertel jou van wat gebeur in Turkye en hoe die Here daar werk en wat hy doen onder die moslems, en die stories wat hy vertel is hoendervleis. Maar dis ek en jy wat invloed daarop het. Matteus 6:33 in die boodskap sê, stel God se koninkryk eerste, doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg. Glo jy dit? Glo jy dit? Ja. Vir wie van julle die Here al gesorg? Kan ek gou sien? Kyk net daar. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee, en los môre se probleme vir die dag van môre. Van probleme het elke dag immers oorgenoeg. Leef vandag voluit vir God. Awesome man. Dit is wie ons is. Psalm 37 vers 1 tot 5 is my so mooi. Hy sê, moet jy nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie. Ek dink hierdie ou het gedink aan Afrika toe hy hierdie ding lees, geskryf het. Want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Dan sê hy, vertrou liewer op die Here. En doen wat is goed. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sê, hy sal sorg. Plaas God eers in sy koninkryk. En God is die een wat vir jou sal voorsien. Kom ons as gemeente kultiveer, ons kweek 'n manier van leef. Wat ons gaan sê, Here, ek wil in rentmeesterskap, in my budget, wil ek seker maak,
ek vertrou God regtig. Ek gaan in vrymoedigheid leef, vrygewigheid leef, generosity, en die impak van my besluite gaan ek so maak, dat almal weet, ek is besig om God te vertrou. Ek bid regtig en Deo Familiekerk sal 'n gemeente wees wat ons nie net sê, ons gee meer as 10% per maand van ons inkomste weg nie, dat ons sal groei in daai beginsel, dat ons sal sê, more than that, we want to bless. Want dit is wat God van ons vra. We leef nie meer volgens 'n persentasiekie nie. Ek lewe volgens 'n hartsbeginsel. My hart is uitverkoop aan God. Ek glo ons kan 'n verskil maak. Ek glo hierdie gemeente maak huidigelik 'n verskil. Ek dink ons doen ongelooflike werk. Daar's duisende rande se Bybels wat elke maand uitgedeel word in die middestad. Ons reik uit met ons sendelinge. Ons gee vir jou DHW's geld. Hulle het al oor 100 kerke die afgelope jaar geplant, ouens. Dis ek en jy wat daarin deel het om te sê dis wat God ons voorgebruik. Ek wil jou vanoggend vra. Wil jy nie dalk vanoggend vir die Here sê, Here, ek het baie 'n bietjie foute gemaak in my rentmeesterskap, of ek wil beter besluite maak. Ek wil 'n impak maak op die koninkryk en ek wil in 'n generosity manier kan leef. Of ek wil God vertrou vir dit wat aan my finansies gebeur, dat ek regtig sal kan sê, ek is besig om te doen dit wat God my vra om te doen. It's not just about me, myself and I. Ek gun jou regtig dit wat jy in ry, dit wat jy in bly, dit wat jy aantrek. But there's more to it than that. God kom en hy sê, leef met my hart, wat ek van die begin af vir jou gewys het. As jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, ek gaan en ek wil op 'n ander manier leef met my finansies, rentmeesterskap, goeie besluite maak, wil generosity uitleef, vrygewigheid, ek wil God vertrou, enigeen van daai saak, staan gou saam met my op, sê, Here, hier's ek is reg, God, you can use me. Lord, we're standing before you, and we say thank you, Jesus, that we can live and be at a place where we say we want to do what God has called us to do. Dankie vir hierdie gemeente wat daarop uit is om te sê, ons wil die geseëndes wees van God, nie oor wat ons nie kry nie, maar oor dit wat ons gee, weggee, opgee, prysgee, afgee, want dit is wat God van ons vra. Dankie dat U ons bron is, dankie dat U voorsien, dankie dat U reeds voorsien het, dankie dat U kyk na ons lande, dankie dat U kyk na ons store, dankie dat U kyk na ons huise, ons karre, ons eiendom, ons besittings, na ons gesondheid, na alles. Ons kom sê vanoggend, Papa, ons weet, ons kan net U vertrou. Help ons dan in hierdie rentmeesterskap, help ons om goeie besluite te maak, help ons om net op 'n plek te wees vanoggend waar ons sê, ek wil God vertrou, sodat ek meer vrygewig kan wees. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.